Goeiemôre broeders en susters. Ons is baie dankbaar om saam die Here te mag loof en prys in hierdie erediens en dis ook ons bede dat ons saam met die kerk van oor die hele wêreld die Here se lof vandag sal laat sing en in hierdie erediens dat sy naam ook groot gemaak word. Ons is ook baie dankbaar vir al ons diaspora wyke. Mense wat nie diaspora wyk is, wat oor die wêreld versprei is, wat nie 'n kerk by hulle het nie, of op die platteland in Suid-Afrika waar daar nie 'n kerk is, dra ons hulle ook op in ons gebede en ons is dankbaar dat hulle saam met ons kan aanbid. Ons gaan vandag begin en ons gaan 3 liedere sing. Die eerste is U is die lig, die tweede is Skrifberuiming 1-6 en dan Psalm 146. Die eerste, die tweede en die 8ste verse. Dis nie die regte woorde nie. Die regte woorde is net aan God behoort die eer. Ek dink hy is nou op die bord. Goed.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan, dan sing ons skrifruiming 12-3, die eerste en die tweede vers as antwoord op die seën van die Here, en daarna dan bely ons aan die Here, aan mekaar en aan die wêreld ons geloof hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan saam sing. Voordat ons luister na die Here se wet, ons gaan sing uit skrifruiming 12-6. Joan, miskien net sodat ons, dis nie 'n baie bekende skrifblywing, net miskien die melodie net 'n bietjie vooruit speel sodat ons dit kan sing. Dis 'n bekende melodie, maar ons ken nie die skrifbryming baie goed nie. En daarna, as ons klaar gesing het, dan gaan ons lees uit die Here se woord. Ons gaan die wet van die Here lees uit twee gedeeltes, uit Deuteronomium 6 en uit Levitikus 19 vers 18 se tweede gedeelte. Nou kom ons sit net so, dan sing ons saam skrifbryming 12-6.
Kom ons lees van Deuteronomium 6 en uit Levitikus 19. Deuteronomium 6 vanaf vers 4 af tot vers 9. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. En dan die tweede gedeelte lees ons uit Levitikus 19, ons lees vers 18 en dan die tweede gedeelte van vers 18. Of die hele vers, jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester nie, teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Geliefdes, dis die gedeelte wat ook vandag in die prediking kom, maar dis ook dit wat die Here Jesus aangehaal het, toe hulle vir hom gevra het, wat is dan die belangrikste wet? Het hy hierdie twee gedeeltes uit die Ou Testament aangehaal, en dit was 'n bekende gedeeltes, en dit was die samevatting daarvan. En mag dit ook vir ons 'n groot bron van dankbaarheid wees, want dis wat ons Here Jesus gedoen het. Hy het sy Vader lief gehad met sy hele hart, met sy hele siel, met al sy kragte. En hy het ons liewer gehad as homself. En dis die wonder hiervan. En daarom as ons hierna kyk en na die wet van die Here, dan juig ons net, want dis vervul. En dit word ons toegereken asof ons dit gedoen het. Liefdes, ons gaan staan en dan gaan ons sing uit skrifbreiming 3-5. Dis ook 'n minder bekende skrifbreiming, miskien weer eens 'n bekende melodie, Joan, maar sodat almal net seker is, wil jy nie net om vir ons deurspeel, en dan staan ons en dan sing ons saam die eerste, die derde, die vierde en die 8ste vers. Geliefdes, ons lees vandag uit die woord van die Here uit Lukas 10 vers 25 tot en met 37. Lukas 10 vers 25 tot 37 uit die 2020 vertaling.
Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Vra die Here dat sy Gees in ons sal werk deur sy woord. Here ons God, ons kan nie wag om U te eer en te prys. Ons kan nie wag om aan U lof te bring. En Here, tog die lof wat ons hier op aarde bring is beperk en dis besmet en dis klein. Maar Here, ons wag en ons uitsig is om eens by U te wees en saam met die kerk van alle eeue, die kerk oor die hele wêreld, U lof te besing, saam met die verkore kinders aan U eer te bring, te buig voor U. Here, ons kan dit nie bedink. Ons het geen idee hoe wonderlik en bo ons menslike verstand dit is nie. Maar gee dit ons dit wat ons hier beleef in 'n erediens, dat dit alles net gaan om U lof, om U eer, dat ons sal buig voor U woord. En Here, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Ons dank U ook dat U woord helder en duidelik is. Ons dank U dat U woord weer klink deur hierdie wêreld waarin daar soveel slegte nuus is, maar dat die blye boodskap, die evangelie, uitgedra word. Ons dank U vir elke gelowige wat vandag loof en prys. Maar ons wil ook bid, Here, dat ons ook as U kinders ligdraers sal wees en dat hulle wat U verkore het tot geloof sal kom en dat ons U blye boodskap sal versprei in hierdie wêreld. Daarom vra ons, Here, praat met ons elkeen. En gee dat ons eerlik met onsself sal wees, maar dat ons ook onuitspreeklik dankbaar sal wees vir wie en wat U is. Ons bid dit alleen in die naam van U, o Heilige, ons Here Jesus Christus, en onder leiding van U, o Heilige Gees. Amen. Lukas 10 vers 25 tot en met 37. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" En Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" En hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, het Jesus hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" En hierop het Jesus geantwoord: "'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. En hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. Net so ook 'n Lewiet, net so het ook 'n Lewiet by die plek aangekom. En toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. En hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg, versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit en gee dit vir die herbergier en sê: "Versorg hom. En wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom." Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord: "Die een wat ontferming aan hom betoon het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, maak jy ook so." Geliefdes, hierdie is sekerlik die bekendste gelykenis van die Here Jesus Christus. Ons het dit selfs in 'n spreekwoord in Afrikaans, die barmhartige Samaritaan. Maar ons kan hierdie gedeelte eintlik in 2 dele deel. Een is die geskiedenis, dit wat gebeur daar. En die ander een is die verhaal. Een is die feite en die ander is die verhaal. En as 'n mens gaan kyk na die feite, dan is dit 'n wetsgeleerde, 'n baie slim mens, wat 'n vraag stel.
En weet jy, ons kry in die tyd van die Here Jesus Christus 2 soorte mense wat vrae stel. Jy kry die gewone mens, wat 'n behoefte het om te weet wat sê die Here. Wat 'n behoefte het om vertroosting of om insig of om kennis. Wat hulle heil by die Here gaan soek. Ek dink dit lyk soos die meeste van ons. Ons het 'n behoefte om te hoor wat die Here sê. En geliefdes, en dan het jy in die Here se tyd, het jy die slim mense gekry. Uit die kerk, uit die gemeentes of die gemeente van Jerusalem, die wetsgeleerdes. En geliefdes, jy moes slim wees om 'n wetsgeleerde te word, want jy moes die eerste 5 boeke van Moses uit jou kop ken. Gaan probeer dit. Gaan probeer om opsê, om te weet presies waar staan wat. Moet jy slim wees. Of slimmer as ek. So geliefdes, en hy kom nie om vertroue by die Here te kry. Hy kom nie om getroos te word, om insig te kry nie. Hy wil nie meer weet van die Here. Hy kom om hom vas te vra. Hy kom om hom te toets. En geliefdes, dis die ander tipe. En dis die tipe wat die Here nou vra, wat hy vir die Here vra. En as 'n mens net gaan kyk wat staan in die vraag. Want hierdie man het duidelik geen begrip met wie hy praat. Hy praat met die outeur van die eerste 5 boeke. Hy praat met die outeur van die hele Bybel. Hy praat met die een wat die Bybel van punt 1 tot punt laaste van Maleagi, die Ou Testament, uit sy kop ken. Hy het dit geskryf. Want die Gees en God die Vader en God die Seun is een. En hy kom na hom en hy antwoord hierdie 2 verse. Ons het dit ook vandag gelees in die wet van die Here. Toe ons dit spesifiek gelees het, omdat dit hierby aansluit. En terwyl hy weet wat hier gebeur, hy weet nie wie is die Here Jesus. En die Here Jesus vra vir hom. Nee, maar miskien eers om te gaan kyk na sy vraag. Sy vraag is belangrik. Kom ons lees wat staan in sy vraag. En hy het gesê in vers heel aan die begin, en hy het gesê, Meester, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? Want dis oor wie dit gaan. Dit gaan oor ek. Geliefdes, en deur die eeue gaan dit oor ek. En wat moet ek doen om eendag in die hemel te kom? Wat moet ek doen? Wat kan ek doen? Ek moet soveel dinge doen. Ek moet 'n barmhartige Samaritaan wees om in die hemel te kom. Geliefdes, in die Bybel gaan dit nie oor wat jy moet doen nie, of wat ek moet doen nie. Dit gaan oor wat God gedoen het, oor Christus. Ons kom bietjie later daarby, maar duidelik in hierdie vraag gaan dit oor die ek. Hoe sou 'n mens die vraag sou vra? As jy nie so slim was en nie so super intelligent, dan sou jy miskien gesê het, wat moet 'n mens doen om die ewigheid in te gaan? Of help my om te verstaan, hoe moet my lewe lyk om die ewige lewe te hê? Maar omdat dit wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes geleer het, was wette en dit moet hulle doen. En as hulle dit doen, geliefdes, dan word hulle gered. En hy ken die Here Jesus, want ons weet wat die Here Jesus al geantwoord het toe hulle hom gevra het. Wat is die belangrikste wet? En die Here Jesus het Deuteronomium 6 en Levitikus 19 aangehaal. En hy antwoord hom terug presies dit wat hy gesê het. En as die Here vir hom sê, gaan na die wet en doen dit. Nou geliefdes, ons weet, die Here sê vir ons, nie een van ons kan sy wet nakom nie. Niks van die wet kan ons nakom nie. As jy een deel van die wet oortree, dan oortree jy alles. Geliefdes, net om jouself bietjie te kyk of dit waar is. Gaan lees ons katekismes by die deel van dankbaarheid, nie by die deel van ellende nie. En as jy nie weet wat die katekismes is, ek praat met die kinders en jong mense, vra vir jou pa en ma om vir julle te lees wat daar staan. En daar staan 10 sondae, 'n klomp sondae wat gaan oor die wet van die Here.
Want die wet van die Here gaan nie oor wat jy nie mag doen nie. Gaan lees hoe pragtig beskryf die katekismes dit, van wat jy veronderstel is om te doen. En geliefdes, as jy dit lees, dan besef jy, daar's nie 'n manier hoe ek in die hemel kan kom nie. Want ek gaan nooit die wet van die Here kan doen. My beste dade is vol sonde. My beste dade is nie goed genoeg voor die almagtige, heerlike, wonderlike God wat ons het nie. En God verwag van ons om die wet dan na te kom perfek, en ons kan nie. En dis hoekom die Here Jesus gekom het. Dis hoekom hy in ons plek om sterf het. En hy haal dit aan. En dan sê hy maar, as hy dit klaar aangehaal, en dan sê hy maar, net om homself te, wie is my naaste? Wie is my naaste? Want ons weet, vir die fariseërs was dit die mense wat presies soos hulle gedink het, die mense wat presies gedoen het soos hulle gesê het, die wetsgeleerdes wat almal dieselfde saamgestem het, die wetsgeleerdes wat gesê het, hulle weet alles en by hierdie wetjies moet jy hou. Dit was hulle naaste. Enigiemand daar buite en enigiemand wat iets anders doen, was nie hulle naaste. Dit was hulle amptelike standpunt. En dan kom hy nou na die Here Jesus met nog 'n vraag en hy sê maar, wie is my naaste? Liefdes, en die Here antwoord hom dan. En dis die tweede gedeelte wat ons met hierdie omstandighede verstaan. Hoe die Here antwoord. En die Here antwoord met die verhaal. En die verhaal het baie waarhede in. Want dit is 37 km omtrent plus minus vanaf Jerusalem na Jerigo. Dis 'n pad wat afdraande loop en daarom het afgegaan na Jerigo toe. En weet jy, langs die pad, in moderne tyd, sal daar 'n bordjie gestaan het soos in Gauteng, hijack zone beware. Want dis presies. Dit was 'n bekende plek waar daar mense oorval is, waar mense aangeval is. Die Here vertel nie 'n fiktiewe verhaal wat hulle nie verwag nie. Almal het geweet. Hulle het selfs wagters en mense saam met hulle gevat om nie alleen op daardie pad te wees nie. En dis wat die Here hierdie verhaal vertel, hierdie gelykenis vertel van die man wat daar aangeval is. En weet jy, ek dink 'n mens kan vir 'n jaar lank oor hierdie gelykenis self lees en preek en oor elkeen dit uittorring totdat ons presies weet wat daar staan. Maar geliefdes, as jy hierdie gelykenis lees en dit wat die Here hier beskryf, dan besef 'n mens dat dit wat hierin staan beteken net letterlik die kerk het aan die ander kant van die pad gaan loop. Dis die opsomming. 'n Priester na sy diens in Jerusalem het die priesters gewoonlik afgegaan na Jerigo. Hy kom met die kerk en hy gaan na Jerigo en hy loop aan die ander kant. Die leviet. Wat doen leviete? Een keer in soveel weke in 'n jaar het hulle diens om te doen by die tempel. En as hulle daarvan is die pad wat hulle gaan, na waar hulle dorpe ook al sou wees deur Jerusalem, meestal op pad verby hier na Jerigo. En die kerk loop en kyk die ander kant toe. Priesters moes die wet geken het, moes wetsgeleerdes gewees het. Baie teoloë dink dat hierdie man sou of 'n priester of 'n leviet gewees het, maar definitief 'n skrifgeleerde dus. So daarom besef ons dat die Here Jesus praat hier met die hart van hierdie mens. En dan die derde een, en ons weet die barmhartige Samaritaan, maar jy moet oplet in hierdie verhaal, hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel. Want dit is net 'n gelykenis, broeders en susters. Eens toe die wêreld nog jonk was en ek 'n jong dominee was, het 'n tannie vir my 'n boekmerk gebring en sy sê hierdie het sy gekoop in die herberg waar die barmhartige Samaritaan die man neergelê het. So sy het gedink dit sal met my praat. Dis net 'n verhaal. Dit het nie regtig gebeur nie. Dis die Here se gelykenis wat hy vertel het. Die waarheid is dit wat hier rondom is. En die Here skets in hierdie verhaal waar die kerk, die priester en die leviet ander kant toe kyk, skets die Here in hierdie verhaal 'n Samaritaan. Nou ons weet 'n Samaritaan was gehaat.
100 en soveel jaar voordat in die Makabeërtyd die Jode tot die Samaritaanse tempel afgebrand. Geliefdes, vanaf die begin af, van die eerste ballingskap, die tweede ballingskap, word die Samaritane gehaat. Is dit die laagste vorm van menswees? En die Samaritaan kom. Maar weet jy wat lê in hierdie woord? En daar's 'n spesifieke woord, en dis die woord wat gebruik word, wat die wetsgeleerde aan die einde weer aanhaal, is barmhartig. Barmhartig, daar staan in ons teksvers, in die nuwe vertaling staan daar, en hy het vir hom, die Samaritaan wat op reis was, het hom afgekom, en hy het hom innig jammer gekry. Dis die woord van barmhartigheid. Barmhartigheid beteken letterlik om iemand innig jammer te kry, om neer te buk en om op te tel uit die drek, uit die verskriklikste omstandighede. En hy het hom uit barmhartigheid, hy het hom innig jammer gekry, meegevoel gehad met hom. Ons lees van geen emosies by die ander twee. En daar's baie verklaringe hoekom hulle dit sou kon doen. Hulle het dalk gedink hy's dood en dan raak jy nie aan 'n dooie mens nie, want as jy aan 'n dooie mens raak, dan is jy onrein, dan kan hulle nie weer hulle tempeldiens doen nie. En so word daar baie dinge hieroor gesê. Maar geliefdes, as ek so iets sou oorkom, sou ek bitter graag hierdie Samaritaan naby my wou hê. Hy bring olie vir die wonde wat heel. Hy bring wyn wat ook op die wonde gegooi word, wat dit antisepties is. Geliefdes, hy bring vervoer, hy vat hierdie persoon en hy word in 'n herberg ingesit. Die hele verhaal draai om die versorging, die praktiese wat die Here Jesus sê. Die versorging. Geliefdes, jy moet mooi verstaan, daar word niks gesê oor die man wat aangeval is nie. Daar word nie gesê hy is 'n Jood, word nie gesê hy is 'n heiden, daar word nie 'n naam gegee nie, daar word geen identiteit gegee. En ek dink die Here Jesus doen dit om spesifieke redes, en ons kom later daarby. En dan is die Samaritaan besig om hierdie man, hy gee selfs 2 denarius, en as 'n mens nou weet, hulle het 'n Romeinse bordjie ontdek, waarna staan hoeveel kos dit per nag, 2 maande se versorging. En dan sê hy, en as daar nog iets is, dan sal ek bydra. Liefdes, die Here Jesus gee die volmaakte versorging wat 'n mens kan kry, wat ondenkbaar was in daardie tyd. Hierdie is nie standaard nie. Dis iets verbode, geliefdes, en dan vra hy vir hierdie man, wie? En dan is dit belangrik om te kyk. Hy sê vir hom, wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? Hoorie wat sê die Here? Die Here sê nie as jy vra wie's my naaste, wie bly langs my nie. Hy vra wie? Vir wie is jy 'n naaste? Want dis wat in hierdie vraag staan. Vir wie is jy? Hy vra weer, wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? Die een wat help is die naaste, nie die een wat die hulp nodig het nie. En dis waar die draaipunt kom. En dan die man, die een wat barmhartigheid, wat innige meegevoel met hom gehad het. En geliefdes, hierdie versorgingsverhaal is perfek. In die realiteit, het die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die fariseërs, die Here Jesus Christus behandel soos 'n Samaritaan. En dis net die Here Jesus wat met soveel oorvloed na iemand kan kyk. En hulle het hom 'n Samaritaan genoem. Hulle het hom gestraf soos hulle 'n Samaritaan sou straf. Jy weet, 'n Jood mag nie gekruisig geword het nie. 'n Jood teen die wet, die Romeinse ryk het ook nie dat hulle toegelaat word dat 'n Jood gekruisig word, hy moes gestenig word. Dis hulle wet. 'n Samaritaan word gekruisig. 'n Samaritaan word gegeesel. Vir hulle was die Here Jesus soos 'n Samaritaan. Vir hulle was hy een wat verag word, een wat 'n bedreiging is vir die kerk, 'n bedreiging vir
vir die gelowiges soos wat hulle op daardie stadium vir hulle was. Geliefdes, as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan kan jy so op 'n afstand staan en jy kan dink ek moet nou baie goed luister wat die Here sê en ek moet baie sosiale dinge gaan doen. Dit moet ook, maar ons kom daarby later. Geliefdes, as jy Efesiërs 2 lees en jy lees vanaf vers 4 af, daar staan daar eerste 4 verse sê ons is nes die wêreld. Ons het die Satan gevolg. Ons moet doodgemaak word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Uit genade is jy gered. En hy herhaal dit later, uit genade is jy gered. Deur geloof. Wat 'n gawe is van God, sodat jy nie trots daarop kan wees nie. Ons dink baie keer, is ek die Samaritaan? Geliefdes, nee, jy's die een wat daar lê, sit jou naam op hom. Sit jou naam op hom, jy's die een wat daar lê wat hulp nodig het. Want dit sê Efesiërs 2. Ons is tot die dood toe siek geestelik. Maar God is ryk in barmhartigheid. En hy buig af en hy tel ons op. Wie is jou naaste naaste? Is die Here Jesus. Hy is jou naaste naaste. Is die Heilige Gees. Hy het 100,000 keer meer gedoen as wat hierdie Samaritaan gedoen het. Hy het nie betaal met 2 denarius. Hy het betaal met sy bloed. Hy is gegeesel. Hy het naak langs die pad gehang. Daar was nie vir hom plek in 'n herberg nie. En hy maak vir jou 'n plek tot in ewigheid in 'n woning. En hy betaal daarvoor met sy hele lewe, met sy bloed. Hy is die naaste wat baie meer kan doen. Dis hy wat tog gesê het, kom na my as jy moeg is en oorlaai is. Kom na my, kyk na al sy wonders. Hoeveel genesings het hy gedoen? Gewone mense. Hy het gekom met 'n blye boodskap vir gewone mense. Sy wonders is baie, en ons weet, hy het duisende wonders gedoen. Ons het 36. Maar Johannes sê, as al sy wonders moes beskryf, sal daar nie genoeg boekrolle wees op hierdie aarde om genoeg ruimte te hê nie. Liefdes, as die Here Jesus aan die kruis hang, en hy's naak, en hy's gegeesel, en hy's bebloed, draai almal weg. Selfs sy disippels gaan staan op 'n afstand. Die een wat gesê het, ek sal saam met u sterf, Petrus verloon hom. Hy het nie 'n naaste gehad. Selfs sy Vader en die Gees het hom verlaat. My God, waarom het u my verlaat? Maar weet u, al hang hy aan daai kruis, met die mees bebloede liggaam, 48 plus 1 houe, want die 49ste is die dood. En wat doen hy? Hy het steeds innige barmhartigheid en liefde. Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, sê aan 'n moordenaar. Tel hom op, het hom innig lief, barmhartig. 'n nake moordenaar wat ook langs hom hang aan 'n kruis. En hy praat oor sy ma. Dis naaste wees. Dis naaste wees. Die vraag moet nie wees, geliefdes, wie is my naaste nie. Die vraag moet wees, vir wie is ek 'n naaste? Maar hoe werk dit? Hoe werk dit? Doen ons dit nou omdat dit gaan oor sosiale geregtigheid? Gaan dit dan nou oor wat die wêreld doen, geliefdes? Is dit soos gift of the givers?
Hoe werk dit met ons? Verwag dit, het jy 'n skuldige gewete skielik omdat jy jou kop ander kant toe gedraai het? Geliefdes, nee. Jy's die ontvanger van volmaakte barmhartigheid. Jy's die een wat die Here gered het, vir wie hy gesterf het. Jy's die een wat op die grond lê en vir wie hy 'n huis gee. En as jy sy barmhartigheid sien, en as jy sy barmhartigheid by hom beleef, dan hoor jy hoe hy met jou praat. Gaan maak jy net so. Dis wat hy sê. Ek het dit vir jou gedoen. Ek het baie meer gedoen as hierdie barmhartige Samaritaan. Baie meer as die fiksie. Dis die realiteit. Ek het my lewe vir jou afgegee. En as die barmhartige ontvanger by die barmhartige kom, dan stuur hy jou die lewe in. En dan verander hy jou na een wat 'n naaste verander is. Geliefdes, en dis nie naamloos en ons het baie meer om te bied as enigiemand anders. Mense bied brood, mense bied, dis wonderlik, ons moet dit doen en ons probeer as 'n gemeente dit ook doen, ons diakens en almal. Maar jy het meer as dit. Jy het lewende brood wat jy kan uitdeel saam met die aardse brood. Jy het lewende water om te laaf. Jy het 'n ander boodskap. Natuurlik is dit wonderlik dat mense dit gee. Maar as jy die barmhartigheidsontvanger by die Here kom, dan stuur hy jou die lewe in om innige liefde en barmhartigheid aan ander te doen. Dan doen jy dit nie vir hulle of vir jouself nie. Jy doen dit vir Jesus. Jy doen dit vir die een wat jou stuur. Jy hoor wat hy sê, soos wat hy hier praat met daai jong man, of skrifgeleerde. Praat hy met jou. Dis jou Here. Ek het dit aan jou gedoen, gaan doen jy so. So ons sosiale hulp en al die dinge wat ons doen, doen jy nie omdat jy jammer is vir iemand, of omdat jy skuldig is nie, of omdat jy dink hierdie mens het dit nodig nie. Jy doen dit omdat die Here dit aan jou gedoen het en jy sê vir hom, dankie Here, nou wil ek, nou sal ek. En dis meer as net 'n bydrae maak. Dis meer as net 'n dankoffer in die kerk. Geliefdes, wie is jou naaste? Wie is die naaste? Dis die Here Jesus. Vir wie is jy 'n naaste? Luister na sy stem, gaan jy en maak net so. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Here ons God, ons kyk so ver, soveel keer ander pad. Ons gaan loop aan die ander kant van die straat. Ons wil U dank dat U nie aan die ander kant gaan loop het nie. Maar dat U afbuig en ons optel. Dat U ons innig lief het en barmhartigheid aan ons betoon, dat U uit genade U kinders red. Here, ons kan nie anders as ons by U kom om U te loof en te prys en te dank vir dit wat U vir ons gedoen het en nog steeds doen. Here, ons kyk uit na die toekoms. Ons kyk uit om by U te wees, om in die woning wat U vir altyd en ewig gegee het, dat ons daar kan wees. Ons sien uit om U volmaak te dien. Ons vra, Here, dat U sal wees met U kerk, met ons as U gemeente. U is ons koning. U is ons redder. U is ons Here. Aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Sonder U is ons niks. Is ons 'n onthoofde liggaam. Sonder U kan ons nie.
Ons wil U dank, Here, dat U Gees vir ons gee. Dank U, o Heilige Gees, dat U in ons werk, en ons dring na die Here Jesus, en dat U ons krag gee om dankbaar te wees. Here, ons wil nie net alles weet nie. Ons wil nie die tekste en verse kan uitreig sonder om innige dankbaarheid en liefde te hê. Maak die hande wat na U opgehef is om U te loof, hande wat in dankbaarheid ook naaste hande is. U bring elke dag mense op ons pad, Here. Laat U naam geheilig word. Ons vra ook, Here, dat U sal wees met die grootheid en die almag en die soewereine wil by elkeen van ons. Elkeen wat siek is, elkeen wat behandeling ontvang, elkeen wat bang is vir kanker, elkeen wat bang is vir soveel ander dinge. Here, vat die vrees weg. En laat die liefde in die plek daarvan kom. Ons bid, Here, vir die kerk. U bruid, oor grense, oor tale, oor volke, oor nasies. Ons dank U dat U weet wie U kerk is en dat U geloof gee. Ons wil bid saam met U woord, ons wil bid saam met die kerk van alle tye. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Geliefdes, daar is geleentheid om vir die diakens ons dankoffer te gee, wat hulle dan, of ons gee dit vir die Here. En die Here gebruik dit vir die diakens, dit is sy dankoffer. En so word sy lof meer en meer in hierdie wêreld. En daarna dan gaan ons afskeidslied is die Onse Vader, Skrifberinge 10:2.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad, daar is komende Saterdag om 10:00 is daar 'n werkswinkel. 'n Werkswinkel wat in ons gemeente plaasvind. Dis nie net vir die dominees en die kommissies nie, maar is vir die hele gemeente en is 'n evangelisasie werkswinkel. En ons gaan besin ook oor die evangelisasie jaarbeplanning vir hierdie jaar. So kom luister en dink saam en bid saam. Soos wat sodat as ons hierdie pad vir 2026 inslaan tot eer van die Here. Dan word daar beplan deur ons blokleiers, ons meelewing blokleiers, die 17de en die 18de Maart. So 'n middelweek informele gemeentekamp by Eppenflou. Julle gaan baie meer daaroor hoor nog, maar asseblief kyk 'n bietjie na daai datums. Dan van die diakonie. Die diakonie het ruim bydraes ontvang tydens die brande en ons is baie dankbaar daaroor. En ons gemeente self, ons weet die Here het wonders gedoen en die Here het ons gemeente baie begenadig, maar daar's mense wat se huise heeltemal afgebrand het en die diakonie het 2 gesinne gehelp met die geld wat ingekom het. Dit is 2 gesinne wat se huise heeltemal vernietig was. Hulle is nie in ons gemeente nie, maar ons het die diakonie dit gedoen en hulle wil ook hiermee hulle dank uitspreek teenoor almal wat bygedra het, maar ons is ook dankbaar vir die diakonie se werk in die tyd. Dan broeders en susters, kom ons kyk net eers, is daar enige ander afkondigings behalwe die lief en leed? Lief en leed, tannie Ansel Joubert is in die hospitaal. Sy sê vanoggend gaan dit bietjie beter as gister. Gister was baie erg vir haar. So ons is baie dankbaar dat dit beter gaan. Tonia Fouché was die afgelope tyd, sy het die 2de heupvervanging in 'n kort tyd gehad en sy was in Wiedamet, maar sy is vanmôre in die kerk. Tonia, ons baie dankbaar dat jy hier kan wees en dat dit soveel beter gaan. En ons sien uit om te sien hoe jy binnekort gaan begin hardloop. Dan broeders en susters, ons het baie gebid vir die familie Den Boer die afgelope tyd met Hanno wat in die hospitaal is en waar hulle geveg het vir sy lewe. Dit gaan nog nie goed nie. Dit gaan al baie beter. Vandag is vir die eerste keer is Paul, sy pa, hier by ons in die gemeente. En nou ja, ons dink aan sy ouers. Helligine is nog daar. En jy weet, dit is altyd die moeilikste vir die een wat langs die bed staan. Vir die een wat daarna kyk. So kom ons bid vir hulle in ons gebede en ons dra hierdie familie. Daar is nog baie lang tyd wat voor lê en baie operasies en baie dinge wat moet gebeur. So kom ons dra Paul en Helligine en Hanno en hulle hele familie op aan die Here.
En dan broeders en susters, suster Anna Martens, se swaar is laas nag oorlede. Ons dink aan suster Anna, sy's in Fynbos Aftreeoord of sy woon daar en maar baie sterkte vir haar ook. Sula Beskagni het ook 'n nekoperasie gehad. Ons dink ook aan haar. Sy's weer tuis en sy vra voorbinding. En dan vra ons spesiale voorbinding vir broeder David Zili wat afgelope week het sy gediagnoseer met Parkinsons en so ons dra hom ook op aan die Here en vra dat hy by hom sal wees. Dan Michelle Briel is een van ons gestremde lidmate. Sy is ek dink die leeftyd van omtrent 'n 8-jarige of 'n 7-jarige. En sy het baie ernstig siek gewees en sy is in die hospitaal in afsondering, so ons dra haar ook aan die Here op en ons vra dat hy by haar sal wees. Dan laat ek net kyk, hier is nog een. Is daar nog lief en leed? Nou praat ek van die leed, want daar is daarom lief ook. Nita sou die afgelope week, as ek nou reg Karen, sou sy na die step down gekom het. Is sy nou hier in Wiedamet? Sy in Wiedamet is, jy weet, dis Nita waarvoor ons 2 weke terug gevra het, julle moet bid, omdat die operasie haar lewe kon neem. Die Here het haar gespaar en sy is op hierdie stadium hier in Wiedamet. En ek sien Sue sit nou hier ook by ons na haar nekoperasie. So, broeders en susters, ons Here is goed. En dan is daar ook vreugde, Henny en Linkie, julle 2 trou komende Saterdag. Baie geluk al by voorbaat. Ons is dankbaar vir julle en mag die Here julle seën en by julle wees. Is daar nog enige verdere afkondigings behalwe die verjaardag wat ook tye en 'n halwe tyd gaan vat om te noem? Daar's baie. Broeder Frans Alexander verjaar vandag. Ek weet nie waar sit hy vanmôre. Ek het hulle voor die tyd gesien. Ek dink is dalk in die moederskamer. Daar staan hy daar heel agter. Frans, baie geluk met jou verjaardag. Ellen Cumming in Switserland verjaar ook vandag. Baie geluk aan Ellen en ook aan sy, ek dink sy ouers, skoonouers is, sy skoonouers is, nee, ek sien nie, sien ek hulle, ja, ek het hulle gesien. Sê asseblief vir hom, vir hom baie geluk asseblief. Dan Elaine Vlok verjaar, ook vandag. Elaine sit daar, baie geluk Elaine met jou verjaardag, baie mooi en geseënde tyd voor. Dan Kobus Reyneke, Kobus is nie vanmôre hier nie, maar sê asseblief vir hom, Marita, ons sê baie geluk met sy verjaardag. 3de, Trix van Heerden, verjaar ook die 3de Trix, baie geluk met jou verjaardag. Is dankbaar dat jy vir nog 'n jaar gespaar is en mag die Here ook met die gesondheid hierdie jaar by jou wees. Chris Woliter is nie vanmôre hier nie, maar baie geluk ook aan hom wat die 3de verjaar. Gert Kreer verjaar die 4de. Gert, geluk met jou verjaardag, seun. Ek glo dit gaan 'n mooi jaar wees. Met nog 'n klein seun op pad. Marcel Wilson. Ek het nie Marcel vanmôre hier gesien nie. Ek dink nie hulle is hier vanmôre nie. Maar baie geluk ook aan Marcel. Ons is dankbaar dat die Here hom nog 'n jaar gespaar het. Hy het motorneuron siekte en hy sit eintlik elke Sondag net daar in die kerk. En ons dra hulle op aan die Here en ons hoop dat dit 'n wonderlike jaar sal wees vir hom hierdie jaar. Dan broeder Pieter Swemstra, verjaar ook die 4de, baie geluk aan hom. Ek het hom nie vanmôre hier gesien nie, behalwe as ek misgekyk het. Maar baie geluk aan hom met sy verjaardag. Dan die Ena Boersma kan nie meer by ons in die erediens wees nie, maar ek sal vir haar ouderling vra en die Diaken en Lisha sal julle asseblief vir haar sê baie geluk met die verjaardag. Heinrich Elers verjaar ook die 5de, maar ek het nie die Elerse vanmôre hier gesien nie. Daar sit hulle. Dis maar die ouderdom, né? Heinrich, wil jy net op die stoel staan asseblief? Dis nou hy word 'n volle 7 jaar oud. Klap vir hom. Ek het nogal rondgekyk of ek hulle gesien het. Leroux Keiser verjaar ook en hy's in Mosselbaai 3, maar ek het nie die Keisers vanmôre hier gesien nie. So maar baie geluk ook aan Leroux. Adien Kirsten. Ek het gekyk maar nie gesien nie, maar ek kan. Is hulle hier? Waar? Is omdat hy heel agter sit. Adien, geluk met jou verjaardag. Baie seën hoor. Mooi jaar vir jou. Trix Maree verjaar die 5de. Trix. Ek sien nie daar sit sy. Trix, baie geluk met jou verjaardag. Baie seën, 'n mooi jaar vir jou. En dan Pieter Skuman.
Pieter, eerste verjaardag by ons. Baie geluk hoor en baie seën vir die nuwe lewensjaar. En dan Henny Stein verjaar ook, die 5de. Henny, geluk met jou verjaardag. As ek nou by die regte Henny Stein. Dis nie die regte Henny Swardaai. Help my nou. Hy is in die diaspora. Dis hoekom ek hom nie hier ken nie. Barkley Wes. Dis waar hy woon. Baie geluk aan hom, Henny, op die internet. Dan Tessa van Rooyen verjaar ook, die 5de. Tessa moet vir ons opstaan. Sy daar agter. Tessa, baie geluk. Kom ons klap vir haar hande. Sy is 2 jaar oud die week. En dan Colette Besuidenhout. Ek het nie Colette hulle hier gesien nie. Maar baie geluk ook aan Colette met haar verjaar. Maar julle sien, ek sien ook nie almal raak nie so. Colette verjaar ook die 7de. Baie geluk. En al ons gaste wat hier is en al die gaste wat saam luister wat verjaar, baie geluk. Broeders en susters, ek wens julle baie geseënde en 'n wonderlike week toe.